Ons wens jou 'n goeiemôre, good morning toe as jy nou net by ons aangesluit het. Ek is Arnold Geert, Sporttyd, en môre slaan een van die grootste, indien nie die grootste toernooi nog ooit op Suid-Afrikaanse bodem af as Live Golf by Steyn City begin. Ek sien verskriklik daarna uit en ek neem aan almal wat lief is vir golf hier in Suid-Afrika doen dieselfde. Algemene bestuurder van The Club by Steyn City is Peer van Vuren, hy het by ons aangesluit. Peer, hartlike goeiemôre en baie dankie vir jou tyd. Ek neem aan daar so 'n paar hartkloppings as ek sê dis môre sulke tyd, want eerlikwaar dit word nie veel groter nie, né? In golfterme in Suid-Afrika is dit nie groter gewees, dink ek nie. Ja, dit is 6 maande, 7 maande se beplanning wat môre offisieel afskop en ons is baie opgewonde en soos die spelers, soos wat ek gehoor het, soos almal deur die golfbaan kom, almal is baie opgewonde, ja. Ek hoor Louis het vir jou gesê dit voel soos 'n major. Dit doen, ja, dit doen definitief. Ek dink vir hulle is dit soos 'n major. Dis hulle eerste groot toernooi in Suid-Afrika in 'n lang tyd. En dan as jy kyk na die fanzone, die konsert, al daai goedjies bymekaar kom, is die tipe goed wat jy ou sien by 'n major, ja. Kom ons praat oor die fanzone. Hoe werk dit en dis nie natuurlik 'n normale golftoernooi nie. Hierdie is van die skaal af, nie waar nie? Ja, ek dink dis iets wat 'n ou nog nie gesien het nie. En ek dink wat gebeur is Live is besig om almal in die wêreld te wys hoe om 'n toernooi aan te bied. Die fanzone het 'n groot konsert wat elke aand daar is, met baie groot ouens soos Calvin Harris, Black Coffee, Goldfish gaan daar wees, so daar's iets vir almal om te doen in die familie. En dan is daar, jy weet jy, soos as jy na 'n karnaval toe sal gaan, daar's goed om te doen en te speel en balle deur hoops te gooi en al daai lekker dinge. En dan is daar kos en daar's drank en daar's iets van alles. Jy stap in en as jy deur jou eerste sekuriteitshek kom, dan die eerste ding wat jy sien is die kids zone. So dis daar vir die hele familie, ja. Jy het vir my 'n baie interessante feit genoem dat soveel van die mense wat getrek word deur Live Golf onder 30 is. Dis interessant. Ja, 40% omtrent. En golf is as dit ware tradisioneel effens ouer as jy nou sou wou. Definitief. En ek dink wat gebeur is Live as 'n soos ek sê 'n brand is besig om 'n baie jonger ouderdomsgroep te betrek. En mense wat nie noodwendig golfers is nie, maar wat na die toernooi toe kom. So daar's ook op die golf, maar dan as 'n natuurlike die wortel wat daar gehang word in terme van 'n Calvin Harris na die tyd, ja. Hoe sit mens so ding aan mekaar? Want dit kan 'n nagmerrie raak as mens logistieke begin praat nie waar nie. Definitief. Jessie, Arnold, dit was van dag 1 af was dit 'n spanpoging gewees met die span van Live. Wat vir my uitstaan met Live is dit het van dag 1 gevoel soos 'n spanpoging. Dis in Steyn City, ons sekuriteitsspan, die golfspan, hulle span en dan hulle events company 54 en hulle was fantasties geweest. Hoe hulle natuurlik al hulle ouens bymekaar gekry het. Die beplanning wat vandag eendag gedoen is, het natuurlik 100 keer verander te waar ons vandag is. So pas 'n ou maar aan. Ek dink ons het tussen 1500 en 1800 mense wat werk aan hierdie toernooi. Dis net van buite af en dan praat ons nie van die span binne in Steyn City self nie. So dit is 'n groot spanpoging, ja. Die Jack Nicklaus baan is heel duidelik ongelooflik mooi en met al die reën natuurlik selfs nog beter. Maar dit was my baie interessant, jy het 1 of 2 kenners van die Royal and Ancient wat ook 'n deel daarvan uitmaak. Vertel my gou daarvan. Ja, so Live het 'n ooreenkoms aangegaan met die ouens van die R&A, die Royal and Ancient wat nou natuurlik die ouens wat na golf kyk wêreldwyd. En hulle het wat ons sal noem 'n agronomist, ek dink amper noem 'n landboukundige, maar vir golf. En hulle kom uit en hulle werk met ons span. So my greenkeeper of my superintendent, hulle werk saam met Jerry by nou. En hulle is data ouens. Dit is eintlik maar 'n graswetenskaplike, so stel. Dit is so mooi. En hulle werk baie met data en deel dit dan met ons. En dan het hulle ook soos 'n mechanic wat hulle uitstuur. Hy is fantasties. En hy help ons verskriklik baie met ons masjinerie want hoe jou masjiene opgestel word tot en met die millimeter het 'n baie groot verskil hoe die golfbaan speel en lyk. So dis 'n baie lekker verhouding. In 'n netwerk om deel van te wees. Jy sê hy grou in die binrond van die grasnyer en kyk nou hoe dit gesny word. Ja, so hy vat die klippings en dan gooi dit so uit op sy hand en dan kyk hy wat is gesny en wat is uitgetrek. Dis eintlik fantasties. En ons vat daai selfde klippings en dan weeg ons dit per green. En dan vertel dit vir ons 'n baie duidelike storie van hoeveel groei daar is, hoeveel daar nie is nie. En dan wat hy ook kan doen
om dit reg te kry en te kry waar hy dit wil hê. Se wetenskap nie. Ja, Dit is natuurlijk, pragtig, ek is mal daaroor. Kom ons praat oor die golfbaan. Jy het hom so effens geskuif sodat die fanzone en die normale manier wat ons hom sou speel as hy normaal uitgelê is effens anders. Ja, so 'n bietjie dit gaan deel van die fanzone om almal te kry aan kom ons sê die weste kant van Steyn City waar ons op die oomblik die meeste spasie het. Ons is baie spasie gelukkig daar. Maar dis nou natuurlik om die fanzone in te betrek in die golfbaan in. So ja, elke ondersteuner wat deurkom gaan deur die fanzone gaan en dan van daar af kom hulle uit op die golfbaan. En dan naby dit is natuurlik die partyhal ook wat 'n groot trekpleister is. Watter plekkie gaan dit wees? Dit is op ons Live 17. Dit is 'n paar 3 wat fantasties gaan wees. En dan begin so ons 60 gat by Steyn City word dan 18 wat 'n syfer 5 is en dan ons is so kort syfer 4 die 7de. Hy word dan natuurlik die eerste. So ja, die baan speel 'n klein bietjie anders, maar ek moet sê as jy vir die eerste keer daar kom gaan jy nie die verskil weet nie. Hy speel eintlik lekker so om ook so. Jy het nou al 'n paar van die ouens ontmoet in een of twee baie interessante kommentare. Joachim Niemann het wat gesê toe jy? Ja, hy het gesê dit sal die perfekte plek wees vir 'n presidentsbeker. Asseblief. Ja, wat sal fantasties wees vir ons. Ja, en Louis op baie gelukkig. John Rahm, hy het iets op 'n kapteinsgroep gesê, waarmee hy baie gelukkig is. Is nou nie vir TV nie, maar dit was baie goeie terugvoering wat ons gekry het. Uitstekend. Ja. Kom ons gesels oor die spelers. Bryson DeChambeau natuurlik wat verlede week in Asië gewen het en hierdie is mense wat ons nie baie gereeld sal sien in Suid-Afrika nie. Ja, en ek dink dis hoekom ons net so oor die 90,000 mense verwag. 90,000 kaartjies alreeds verkoop. Ja, en dan kinders onder 12 kom in verniet. Wat fantasties is ook so ons het tog hulle wegkom. Ja, jy gaan twyfel. Nee, ek nie meer daar nie dink ek. Maar ja, dit gaan fantasties wees. Ouers soos Bryson, John Rahm, Cam Smith, Anthony Kim wat wat 'n storie daai is nie. Phil Mickelson is ook hier. So ja, en dan natuurlik al ons Suid-Afrikaanse manne, almal is bankvas agter hulle. Hulle kan sien hulle is baie gelukkig na 3 weke op waar hulle in Hong Kong, Singapore nou hier. Die energievlakke is definitief daar van die Suid-Afrikaanse manne af. So hulle is baie opgewonde en wat my die meeste opgewonde maak is hoe lekker dit gaan wees vir daai 10, 12-jarige golfer wat deurkom wat vir die eerste keer iemand soos Bryson en Cam Smith en Louis en so gaan sien vir 'n lang. So ek dink dit gaan 'n groot ding wees, ja. En dis juist waarop golf wat Live Golf ook op fokus is die jong span, sodat hulle kan opkyk na hulle heroes en 'n high five kan kry en so vat jy die spel vorentoe in 'n land soos Suid-Afrika nie waar nie. Natuurlik. Ja, en ek onthou as 'n jong weet ek nou 12, 13, 14, 15 was, het hy definitief as jy net bank toe gegaan het daai tyd vir $1 miljoen en jy het al die groot name gesien. Dit was wat vir jou gedoen het vir jou as 'n golfer of in jou loopbaan was fantasties. So ek hoop ons sien dieselfde hier. Dit gaan definitief die profiel van golfbane, golf in Suid-Afrika. Ons is 'n land as 'n toeriste destination, dink ek gaan dit fantasties wees. So ons sien baie uit na groot week. As mense al ooit by Steyn City was, die sekuriteit is hoogs indrukwekkend want dit is 'n hoë sekuriteit plek waar mense bly. Hoe het die huiseienaars ingekoop in die ding? Ek moet sê, dit was eintlik fantasties. Ons het ons vra obviously altyd in terme van 'n survey sal ons nou vra en 85% het teruggekom was redelik positief geweest. Gevoel dit is goed vir die estate en obviously goed vir golf en so ja, ek dink hulle was fantasties geweest. Ons het probeer om hulle almal te betrek soveel as moontlik. So ja, ek dink van die huiseienaars en die golflede, hulle almal ja, baie goed ingekoop en is baie opgewonde net soos ons, want hulle het dit ook gesien gebeur van dag 1 af, jy weet, van waar dit begin het tot hoe dit nou lyk. Ek dink hulle is net so opgewonde soos die res van ons. Dis natuurlik vir Suid-Afrika 'n massiewe ekonomiese inspuiting. Hoeveel geld dink jy sou dit gaan genereer het as ons volgende week met mekaar kon praat? Ja, ek weet dis 'n moeilike ding om vir 'n golfvrou dit te vra. Ek sou sê ek dink so ek kyk na so Arnold, ek dink is 'n inspuiting in ons ekonomie en kyk 'n ou so na
ek sê tussen 5 en 600 miljoen. Sjoe. Dis baie geld. Dis kyk wat dit ons gekos het werkskepping, soos ek sê 1500 mense wat werk in die toernooi. Dan het jy al jou maatskappye gebruik in en om die area in Johannesburg wat kom help het met die opstel. So ja, daar's definitief baie wat inkom en ek dink dis wat nie net van so sê 95,000 mense en die golfers wat inbring nie. Ek dink die werkskepping en daai inspuiting in die ekonomie en is net so groot. So dit is baie, ja. En dis presies wat mense eintlik wil hê en dis wat die land nodig het, nie waar nie? Natuurlik, ja, en dis hoekom die minister van sport en minister van toerisme, hulle albei was betrokke gewees van dag 1 af. Mr. McKenzie was baie opgewonde gewees en nie dat dit baie vat om hom opgewonde te kry nie, maar hy was fantasties gewees en het 'n groter prentjie gesien van dag 1 af en ek dink dit is belangrik en ja, so dit gaan fantasties wees. Ek sou aanneem dat ons gaan almal hierna kyk en dink aan die blootstelling wat Suid-Afrika oor see gaan kry in 'n mark waar Suid-Afrika nie gereeld die blootstelling kry nie, né? Natuurlik, ja, en ek dink as ek nou gepraat het met gesels het maar baie van die live staff en natuurlik die spelers, baie van hulle bly aan. So want daar is hulle het nie 'n toernooi volgende week op die kalender nie. So ek dink hulle gaan bly aan, baie gaan Pilansberg toe, party gaan 'n kans vat om 'n bietjie Wildtuin toe te gaan. Ek het met Rick Shields gister gepraat. Hy sê ek van die grootste kan jy noem influencers op sosiale media en Rick het hy gaan van hier af Leopard Creek toe, dan gaan hy Skakuza toe, hulle gaan Highland Gate speel. So hy doen die hele ding op sy YouTube. Ja, so wat fantasties is vir die land, ja. Pierre, baie dankie dat jy by ons ingeloer het. Sterkte vir die hele week en ons is baie trots op julle en dankie vir wat julle vir Suid-Afrika doen. Dankie Arnold, was lekker geweest. Pierre, natuurlik die algemene bestuurder van The Club by Steyn City. Net hierna het ons 'n regtig interessante gas, moenie weggaan nie.